So ons het nou Kersfees gevier, ons het gevier dat God teenwoordig is by ons. Jesus is Immanuel, God met ons, God is teenwoordig in ons wêreld. Maar Kersfees is ook nou verby, en miskien staan jou Kersboom nog daar met al die versierings in jou huis. Dalk is jy van daai mense wat nou al klaar die Kersboom en die versierings weggepak het daar iewers in jou garage. Sommige van ons vriende en familie is nou al huis toe. Sommige van ons vriende en familie kuier nog steeds by ons. Miskien sien jy nou net uit na die nuwejaarsvieringe en om dit agter die rug te kry, sodat jy dan weer kan aangaan met jou lewe en weer kan inval by die gewone roetines van jou lewe. Maar ook al, die wêreld het mos maar 'n manier om vinnig aan te beweeg na Kersfees. Ons het klaar nou die wonder van Kersfees gevier en vir 'n paar dae het ons vergeet van al die pyn en die onsekerheid en die onregverdigheid en die ongeregtigheid en die teleurstellings van hierdie wêreld. Na Kersfees word ons nou weer baie vinnig gekonfronteer met al hierdie goed waarmee ons elke dag moet saamleef. En ek dink dis hoekom vandag se teksgedeelte vir ons goed is om na te luister. Ons het nodig om hierdie gedeelte van vandag te hoor. Dis 'n psalm wat ons gelees, 'n lofpsalm, Psalm 148, want dit wys vir ons en dit herinner vir ons dat al hierdie dinge van die wêreld het nie die laaste sê nie. Dit het nie die laaste sê nie. So kom ons lees gou saam Psalm 148. Halleluja, loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogtes. Loof hom al sy engele, loof hom al sy hemelse magte. Loof hom son en maan, loof hom al die helder sterre. Loof hom hoogste hemele en die water wat bo die hemelkoepel is. Laat hulle die naam van die Here loof, want dit is hy wat bevel gegee het en hulle is geskape. Hy het hulle gevestig vir altyd, vir ewig. Hy het 'n vaste orde bepaal wat nie verbygaan nie. Loof die Here vanaf die aarde, seemonsters en al die diep waters, vuur en haal, sneeu en nevels, stormwind wat sy bevel uitvoer, berge en al die heuwels, bome wat vrugte dra en al die seders, wilde diere en al die vee, diere wat kruip en voëls wat vlieg, konings van die aarde en al die volke, aanvoerders en al die regeerders van die aarde, jong mans en jong meisies, ou mense saam met jong mense, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy luister ryk oor aarde en hemel. Hy het sy mense sterk gemaak, 'n rede tot lof vir al sy troue volgelinge, die mense wat na aan hom is. Halleluja. So hierdie psalm is 'n lofpsalm. En in die psalm word die hele skepping, elke klein deeltjie van die skepping, word opgeroep om saam vir God te loof en te eer en te juig oor God en dit wat God alles doen in die wêreld. Nou ek wonder nogal of ons moderne mense nog die vermoë het om God op hierdie manier te loof en te prys. Want ek dink ons lewens raak so besig en ons is so vol en dikwels probeer ons net oorleef van een dag na die volgende dag, dat ons sukkel om vir God nog te loof en te prys ook tussenin. En nou praat ek nie net van lof wat ons doen terwyl ons sing nie. Dat hier gaan dit oor lof wat ons uitleef deur ons lewe en hoe ons lewe ook leef elke dag. So in hierdie psalm leer ons 4 dinge oor lof en aanbidding aan die Here. Spesifiek oor lof aan die Here. Die eerste ding is die psalm bevestig vir ons dat God die een is wat waardig is om geloof te word. Sien, die psalm noem 'n klomp goed wat vir die mense van daai tyd nou baie belangrik was in hulle lewe. Hemelse liggame, magte, heersers en regeerders, natuurkragte, jeug en ouderdom. Nou dis alles dinge wat 'n mens, wat op 'n manier mense se lewens beheer mos nou. Vandag sou ons dalk ander goed kon byvoeg, soos finansiële magte, weermagte, tegnologie, sosiale media en ideologieë soos kapitalisme en die verbruikerskultuur waarin ons leef. Dis alles dinge wat op 'n manier ons lewens beheer, of so dink ons.
Maar hierdie Psalm sê vir ons dat niks hiervan kom by God nie. Trouwens, die Psalm roep al hierdie dinge ook op om saam vir God te loof. Vers 13 sê dit mooi vir ons, gee vir ons die rede, want sy naam alleen is hoog verhewe en sy luister ryk oor hemel en aarde. Die tweede ding wat ons leer oor lof in hierdie Psalm is dat lof herinner ons hoe belangrik verhoudings is. Sien, ons mense, ons is mos nou nie solo sangers in hierdie verband nie. Ons is almal deel van 'n groter koor, ons is deel van 'n groter geheel wat saam vir God loof. Die Psalm praat van die verhouding tussen hemel en aarde, tussen diere en elemente, jonk en oud, tussen regeerders en gewone mense en almal wat in hierdie verskillende verhoudings is, moet die Here saam loof. Maar die Psalm herinner ons ook dat ons behoort aan God en ons behoort aan mekaar. Dit herinner ons aan die verhoudings, aan ons verhouding met God en ons verhouding met mekaar. So die Psalm herinner ons dat ons is nie alleen in hierdie wêreld nie. Alles draai nie net om ons nie. Ons is deel van 'n groter prentjie, deel van die skepping wat vir God loof en prys. En dis ook hoekom ons na mekaar en na ons omgewing en na die natuur moet omsien. Die derde ding waarin die Psalm ons herinner is dat lof draai ons weg van onsself af. Lof draai ons weg van ons angs en ons teleurstellings en ons selfsugtigheid en ons behoefte om altyd in beheer te wil wees. Dit draai ons weg van hierdie goed af. Dit draai ons na God toe, na God se getrouheid toe, na God se genade en liefde toe. So lof is eintlik 'n reoriëntasie. Dit herinner ons dat ons nie net die oog op onsself gefestig moet hou nie, ons moet die oog gefestig hou op Jesus. Dis 'n herinnering dat ons 'n slag moet wegkyk van onsself af en ons klein wêreldjies af en weg van al die probleme van ons tyd af, want God is groter as dit alles. En dan die vierde ding is dat lof verklaar waar ons hoop lê. Deur ons lof verklaar ons dat ons nie gaan toelaat dat die dinge van hierdie wêreld ons onderkry nie. Kersfees herinner ons dat God met ons is. Jesus Immanuel. En daarom verklaar ons ook dat die dinge van hierdie wêreld nie die goeders wat vir ons hoop gee nie. Hierdie dinge gaan nie ons verklaar dat hierdie dinge van die wêreld nie ons hoop gaan steel nie. Dat die gebrokenheid van hierdie wêreld nie die einde van die storie is nie. Ons glo dit en ons loof vir God, want God het naby gekom en God onttrek homself nooit weg van ons af nie. So lof herinner ons waar ons hoop lê. Ons hoop lê in God. So ek wil afsluit met 'n storie om al hierdie goed nou net saam te vat. Dis 'n storie wat afspeel in 'n klein dorpie iewers op die platteland. Een van daai dorpies wat net so bestaan uit 'n hoofstraat en so 'n paar systrate. En die dorpie is geleë in 'n omgewing waar die winters nogal erg kan wees en waar dit nogal baie koud kan wees. En een jaar toe is daar 'n groot kragonderbreking in hierdie dorpie in die middel van die winter en dit het sommer so vir 'n paar dae lank aangehou. En een aand, net so na donker, toe dit nou al lekker erg donker was en is koud, toe het een van die families 'n kers aangesteek, net een kers aangesteek, en hulle die kers gaan neersit in die venster van hulle sitkamer wat uitkyk op die straat. So mense kon van die straat af die liggie van die kers sien. Nou hulle het nie gedoen om die straat te verlig nie. Hulle het ook nie gedoen omdat dit nou die situasie van die kragonderbreking in die donkerheid gaan wegvat nie. Hulle het dit maar net gedoen om te sê, ons is nog hier. En nie lank daarna net toe sien hulle, maar die mense oorkant die straat het dieselfde gedoen. Hulle het ook 'n kersie aangesteek en dit in die sitkamervenster neergesit wat uitkyk op die straat, so mense kon dit sien van die straat af. En toe kort daarna toe doen die bure dit ook. En toe nog van die bure en toe nog van die bure en later het die hele straat se mense in hulle sitkamers hierdie een kers gehad wat 'n liggie gee in die donkerte. So mense so in die straat afgeloop en jy so al die liggies so gesien in die venster van die mense se huise. Nou dit was nie so beplan nie. Hulle het nie beplan om dit so te doen nie. Niemand het aangekondig dat hulle dit so gaan doen op hierdie spesifieke tyd van die aand nie. Niemand het dit so beplan of so aangekondig of so gedoen nie.
Dit het ook nie die donkerte weggevat nie. Dit het ook nie die probleem minder gemaak nie, maar dit het wel vir die mense gewys dat hulle nie alleen is in die donkerte nie, en dat die donkerte nie so erg is nie. Sien, Psalm 148 werk ook so. Lof aan God vat nie die donkerte weg nie, dit verhoed nie die donkerte nie. Dit probeer ook nie ontken dat daar nog steeds donkerte in die wêreld gaan wees nie. Dit probeer ook nie sê dat al die probleme in die wêreld nou in die week na Kersfees opgelos gaan wees nie. Maar wat dit wel vir ons bevestig, is dat die donkerte sal nooit die oorhand kry nie. Elke keer wanneer ons vir God loof, in hierdie wêreld waar dinge maar baie donker en sonder hoop kan wees, dan is dit soos om 'n kersie aan te steek en dit in 'n venster in die donkerte te sit. En daarmee erken ons dat God die laaste woord het, dat die donkerte nooit die laaste woord gaan hê nie. Kom ons luister nou na 'n lied wat gebaseer is op Psalm 48. Prys die Here vanuit die hemele, prys die Here alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here van die aarde af, uit die see en van die berge af, prys hom bome, diere, lande en riviere, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here, alle volke saam, mans en vroue, prys die Heer se naam, prys hom konings, vorste, jonk en oud tesame, prys die Here in sy grote naam. Dis my Here, en ek prys die naam, is verhewe, oor my loflied aan, hier die majesteit, strek oor land en hemel, is my Here, en ek prys die naam. Prys die Here, vanuit die hemele, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here, vanuit die hemele, prys die Here, alle engele, prys hom son